Voel jy dat iets kort in jou lewe? Jy voel dalk nie reg om nagmaal te gebruik Sondag nie, of jy voel dalk jy het net 'n hernieude bewuswording nodig van God se liefde vir jou. En dat jy 'n manier soek om oor te begin, skoon te begin. Jy soek 'n simbool, jy soek iets wat jy kan doen wat vir die wêreld kan sê, luister, ek is nuut. Ek wil oorbegin. Ek wil skoon gewas kom. Die Ou Testament het maklik gehad, in 'n sekere sin. Die ouens kon weer en weer offers bring, en dit was 'n jaarlikse ding gewees, en as hulle sondes gedoen het, en so kon hulle die offers bring, en hulle kon hulle geloof hernie, hulle skuld bely, met sigbare tekens. Maar ons het ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, en hy het vir ons 2 sakramente gegee, wat hy daarmee sê, wat wys dat hy vir ons gesterf het, dat ons verbind is met hom. En die eerste ding is die doop. Die doop was, in die woord, was dit 'n eenmalige ding. En dit is 'n teken dat jy ingelei word in die liggaam van Christus, dat jy sy kind is. Dis wat die doop sê. En dan die nagmaal. Ons Here Jesus Christus het 'n baie hoë ding gehad van die nagmaal. Die eerste keer toe hy die nagmaal ingestel het, hy het dit self ingestel in die Pasga. En die Pasga was die tyd wat die lam geslag was. Was die tyd gewees wat die ouens by mekaar gekom het en gemeenskap met mekaar was, waar hulle die uittog uit Egipte gevier het, die redding van 'n groep mense, en waar hulle dan daarmee kan bely, ek is deel hiervan, ek het redding, en my Messias kom, en dit is wat die nagmaal vir ons is. Die nagmaal is iets wat ons baie hoë dink moet hê. Dis iets wat ons ligtelik kan gebruik, en die Here sê, as jy op onwaardige wyse eet en drink jy oordeel oor jouself, en dit is my hartseer, dat deesdae, ek het gehoor van rugbyspanne wat voor elke liewe wedstryd nagmaal gebruik, en dan as hulle so wegstap, dan vloek hulle lekker en gaan aan, weird plekke, weird maniere, koffie en donuts en sulke nonsens, waar die mense nagmaal gebruik, en dit is 'n regtig hartseer ding, want wat gebeur? 'n heilige sakrament, iets wat moet wees, 'n diep biddende, emosionele, vanuit die hart uit, groot geleentheid moet wees, is afgewater na iets vlak, en ons het almal ietsie van dit in ons. Ons het ietsie van dit in ons, en as ons hierdie Sondag nagmaal wil gebruik op waardige wyse, as ons die erns wil terugbring, dan is dit 'n goeie plek om nou, waar jy is, terwyl jy hierdie boodskap luister, net stil te raak en net die volgende te doen. Die eerste ding is, bely jou sondes, dink na oor jou sondes, bely jou sondes, dra dit na die Here toe. Ons het vergifnis nodig, elke van ons doen sonde, Romeine 3 vers 23, en die loon van die sonde is die dood, Romeine 6, maar Jesus het vir ons gesterf, en dis wat ons gaan bely. Ons gaan bely, as ons daai broodjie eet, dan gaan ons sê, maar sy liggaam, dis wat hy self sê, neem, eet hiervan. Hierdie brood wat julle breek is 'n simbool van my liggaam. Ons Here Jesus Christus sê, as ons daai brood sien breek voor ons, en ons vat hom en ons eet hom, dan sê ons daardeur, ek elendige sondaar mens, ek wat nodig het om nou tot bekering te kom, ek wat nodig het om skoon gewas te word van my sonde, ek wat 'n redder nodig het, ek het hom, en ek glo hy het vir my gesterf. Dieselfde met die bloed, dieselfde met die wyn. Die wyn is 'n simbool van sy bloed wat ons skoon gewas het. En wanneer ons daai wyn drink, en ons voel dit warm word, en ons keel afgaan, dan is dit 'n groot oomblik. Dis 'n oomblik waar ons kan sê, maar ek is skoon gewas. Ek glo, ek begin oor. So in baie opsigte vir ons is die nagmaal, of behoort die nagmaal te wees, dit wat die wederdopers met die doop doen. Ek het nou die dag gesprek gehad, waar ek gehoor het van 'n dame wat al 4 keer gedoop is, en elke keer sê sy het weer tot bekering gekom, en sy het haar lewe weer vir die Here gegee, en sy het gevoel die Gees lei haar, maar nergens in die Bybel is hy 2 keer gedoop nie. Wat wel gebeur is jy kon weer nagmaal gebruik. Nagmaal sê, yes, ek is nou weer skoon, ek is nou weer nuut, want ek het 'n Christus vir my gesterf het. Nagmaal sê, ek bely my Here Jesus Christus, my Messias, wat my nou skoon gewas het, hy kom weer. Nagmaal is 'n ding gewees wat 'n verkondiging, geloofsbelijdenis is aan die wêreld. Sê, ek glo, ek begin oor.
ek is swak, ek is sondig. Maar ek het Christus. Ek wil afsluit hiermee. Ek het fyn net gesê dat die nagmaal 'n simboliese evangelieverkondiging is. 'n Simboliese evangelieverkondiging is. Is dit nie mooi nie? Ons verkondig die evangelie. Ek het redding nodig. Dat 'n lam is geslag. Sy liggaam is gebreek. Ek het nodig om skoon gewas te word. En hy het my gewas. En nou is ek witter as nieuw. Ek is vlekkeloos, rimpeloos vir hierdie heilige wese. Mag jy ernstig voorberei. Mag jy gebroke hart voor God hê oor jou sonde toestand. En mag jy met verwagting kom na die nagmaal toe. Mag jy werklik hierdie nagmaal sien as 'n geloofsbelijdenis, as 'n skoon begin, 'n oorbegin, as 'n diep mooi teken, 'n diep mooi verhouding, handeling tussen jy sonder mens, ek sonder mens en hierdie heilige wese wat my liefhet.